Ja, Here, hoe kan ons vir U genoeg dankie sê dat U ons wêreld betree het, kom leef het, kom woon het, U lewe kom gee het, sodat ons vanaand hier kan wees. Here, wil U ons vanaand net opnuut kom bemoedig en versterk met die realiteit van wie U is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan lees Psalm 93. Ek gaan, so lastige vlieg. Ek gaan lees uit die boodskapvertaling uit. Die Here regeer, sy grootheid en krag is vir hom soos sy klere. Kyk hoe vas staan die wêreld. 'n Mens kan dit nie sommer rondstoot nie. Want die Here wat oor alles heer, staan nog vaster. Want hy is van altyd af daar. Kyk na die see, dit druis en die golwe slaan. O Heer, maar wat is dit in vergelyking met U? Die Here is groter as die grootste golwe en magtigste gedruis. Sy krag oortref alles, net mooi alles. Niks kan verander wat die Here wil hê nie. Dit staan vas. Die grootheid en andersheid van die Here oorweldig jou. Jy sien dit in sy woonplek. Dit is nou so, o Here, en dit sal altyd so wees. As ek die Psalm lees toe, dink ek aan twee gebeurtenisse onlangs. Ek wonder of julle kan onthou wat op 12 Desember en 23 Maart gebeur het. Julle kan onthou, die vloede, nee. Kan jy onthou hoe jy gevoel het as jy daai watermassa sien en jy kan niks doen nie? Nou die natuur het hierdie ongelooflike vermoë om ons in die tyd waarin ons leef, waarin ons as mense tegnologies so ver gevorderd is, nog steeds magteloos en broos te laat voel. Want ons kan teen die natuur niks doen nie. Nie eers met al ons kennis en wysheid nie. Behalwe vir die twee vloede leef ons seker, ek dink in ons tyd waarskynlik in van die onsekerste tye wat daar is. Die meeste van ons wat 'n bietjie ouer is, het groot geword. Jy het nooit gewonder as jy lig aansit, gaan hy werk nie. Jy het nooit gewonder, ons is nog 'n bietjie bevoorreg in die vallei, behalwe as jy in die dorp bly. Partykeer maak jy die kraan oop en dan kom maar iets uit nie. Ons het dit nie geken nie. Ons het groot geword, as jy die polisie bel, is jy redelik seker dat hulle gou daar gaan wees en jy het redelik veilig gevoel. Ons leef in onsekerte tye en ek dink in die vallei rondom die boerdery, ek vir julle niks daarvan te vertel, julle weet beter as ek. En as daar mense wat dalk vanaand hier sit of wat miskien later inkyk, wat in hulle lewens op hierdie stadium in 'n ongelooflike onsekerheid is, waar hulle letterlik nie weet wat die toekoms inhou nie. Nou wat staan ons te doen in sulke tye? Nou ek weet as gelowiges het ons waarskynlik instinktief 'n antwoord, en ek het gedink ek wil tog vir julle vra, wat doen ons in sulke tye? Waarheen gaan ons? Jy bid, okay, tot wie? Tot die Vader? Okay, so ons gaan na die Here toe, nee, ons praat met die Here. En ons almal weet is die antwoord, ons almal weet ook, dit is nie aldag so maklik nie. Daar's tye wat dit vir ons maklik is om te vertrou, en daar's tye wat dit vir ons regtig net baie moeilik is om te vertrou. En wanneer ons sukkel om te vertrou is, ek dink is 'n tye waar ons vandag leef, waarin die een teëspoed na die ander kom, die wêreld is onseker, en ons sukkel om ons gemoed positief te hou. Iemand help my 'n bietjie die week, toe hy my vertel, hy sê, ek is nou onlangs deur 'n krisis, en as ek nou terugkyk, het die krisis my so oorweldig, dat ek so op dit gefokus het, dat ek eintlik my aandag van die Here af weggevat het. En ek dink, julle sal almal saamstem, dit gebeur van tyd tot tyd met die meeste van ons.
wanneer ons omstandighede dit vir ons so moeilik maak om die Here raak te kan sien. En die groot gevaar is natuurlik dat ons van die Here kan vergeet, ons oë van hom kan afhaal. Maar dis hoekom ons onder andere Hemelvaart 4 in hierdie Psalm lees om ons te herinner, ons het 'n toekoms, ons het 'n hoop. Eintlik is ons toekoms en ons hoop baie sekerder as die meeste, sekerlik meer as wat ons dink ook. En ons sekerheid is op grond van Jesus Christus ons Here, op grond van wat hy kom doen het, dat hy mens kom word, hier kom leef het, hier kom wandel het, uiteindelik aan 'n kruis gesterf het, maar ook opgevaar het na die hemel. Kolossense 2 skets vir ons hy prentjie van wat Jesus gedoen het. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Dis hy prentjie van hoe dit daai tyd gewerk het, as jy oorlog gewen het, dat hierdie gevangenes in die openbaar voor jou uitgeparadeer. Elke mag en elke gesag het Jesus ontwapen. Ons moet dit hoor vanaand. Die Here wat ons aanbid, heers oor elke mag en krag in die hemel en op aarde. Selfs al lyk dit nie vir ons so nie. En ek dink as ons nou ons praat baie keer luister, dan dink ons waarskynlik in Suid-Afrika definitief nie so nie. Maar dis die waarheid. Jesus het nie beheer verloor nie. Al lyk ons situasie hoe benard, die Bybel en die geskiedenis is so vol stories van hoe God letterlik oornag alles verander. In hierdie Psalm vertel vir ons ietsie daarvan. In vers 1 lees ons, die Here is koning, hy beklee hom met majesteit. Die Here beklee hom, hy omgord hom met krag. Dis wat gelowiges deur die eeue bely. Jesus is die Here. Hy is die koning, die ene wie ons glo. Daar's niks, daar's niemand groter as hy. As mense 'n bietjie in die geskiedenis terugdink, was hier nou al redelike groot name. Ek het sommer net so 'n paar gedink. Julius Caesar is 'n groot ou gewees. Hitler was 'n minder goeie groot ou gewees. Ek dink Stalin is ook waarskynlik 'n minder goeie groot ou gewees. En dan baie onlangs koningin Elizabeth, wat seker in ons tyd een van die beroemdste, bekendste groot mense was. Maar hulle het almal een ding in gemeen, dat al was hulle in wêreldse terme enorm groot, is nie een van hulle meer daar nie. Hulle het aan hulle einde gekom. En dis wat met elke heerser op aarde gebeur, maar nie met ons Here nie. En wat hom so spesiaal en vertrouenswaardig maak, is dat ons ook weet, nie net heers hy nie, maar hy is ook die skepper van alles en die onderhouer van alles. Hy is die een wat die wêreld, lees ons hier, vasgemaak het, dat dit nie kan wankel nie. Hy hou die hele heelal met sy magswoorde in stand. Psalm 147 sê dat hy vir elke ster in die hemel 'n naam gegee het. Nou julle weet hoe baie daar is. Wel, die sterreskundiges ontdek nuwe sterrestelsels. En hulle weet prakties nie hoeveel sterre daar is nie, maar die Bybel sê God ken hulle almal. Hy weet hoeveel daar is en hy gee vir elkeen 'n naam. Nou, ek dink net daai naamgieproses sal ons koppe blaas. Ons sal nou ons sal miskien by 100 kom, maar dan gaan ons name opwees. Maar nie die Here nie. So in hierdie wêreld waarin ons leef wat so onseker is met die natuur wat ons nie kan voorspel nie, kan ons weet dat die Here leef. En die natuur herinner ons elke nou net aan ons gebrokenheid. As 'n ou sommer net die oes hierdie jaar dink, hierdie pragtige oes, die getalle lyk daar, dan ons pak as dit lig. Nou, my kop kan dit nog nie lekker verstaan, die trots is daar, maar hoekom is hy? Ons is klein, maar nie die Here nie. En dan lees ons hierso, dat hierdie Here in wie ons glo, sit aan die regterhand van God, en hy heers oor elke mag en krag, maar ook oor die natuur. Want terwyl hy op aarde was, is dit 'n storm, en dan sê hy net, bly stil, of bedaar, dis al wat hy sê, en die hele natuur luister. Ander plekke,
die Ou Testament lees ons hoe hy die see in 2 kan deel. Ek dink met al die toerusting in die wêreld gaan ons dit nie reg kry nie. Water uit die klip uitloop. En lees ons in die Bybel, hy stel aan die see sy grense. En dan lees ons in die boodskap in vers 2, maar die Here wat heers, wat oor alles heers, staan nog vaster. Hy is van altyd af daar in 2020, hy is van ewigheid af. So, dis nog een van die wonders van God wat ek nie kan verstaan nie, hy is ewig. Hy het nie 'n begin nie, hy gaan nie 'n einde hê nie. Hoe verstaan ons dit? Hy was net nog altyd daar. En omdat hy nog altyd daar was, buig hy voor niemand nie. Want alles wat bestaan het hy geskape en hou hy in stand en oefen hy sy heerskappy oor dit uit. So in ons onseker wêreld waar niks seker is nie, behalwe dat ek en jy eendag gaan ophou lewe, is alwaar ons regtig baie seker kan wees, het ons hierdie sekerheid dat die God wat ons aanbid, was nog altyd daar en sal vir altyd daar wees. Hy gaan nooit ophou bestaan nie. Hy gaan nie aan sy einde kom nie. Hy gaan nie sy laaste asem uitblaas nie. Want hy was en is, sal vir ewig wees. En dan herinner hy Romeine 8 vers 31 ons dat niks op hierdie aarde ons van sy liefde kan skei nie. Hy is altyd en niks kan ons van hom skei nie. En dan praat die skrywer hierso in die Psalm van die seestrome en die baie waters wat druis en reën en hulle grense oorskry. Maar dit gebeur en is juist daai beelde wat my in die vloed laat dink het. Sterk water het hierdie vermoë om jou, as jy dit in die vloed beleef. Die eerste keer dat ek het regtig besef het, dink was in 94, ek en toe waar daar was by die Zambesi watervalle en ons het in 'n White River rafting kompetisie deelgeneem saam met my broer en sy pelle. Ons het net nie geweet het nie, dit was 'n internasionale kompetisie, so toe ons nou die dag wegspring, toe sit nou soos Asterix en Obelix, die ander ouens se bote lig so op en hulle is al daar af, en toe is ons nog nie eers behoorlik weg nie. Maar die eerste dag, jy het 'n oefen loopie, in 'n baie stadium was die rivier ongelooflik leeg gewees. Ek dink die eerste waterval of rapid was 21 voet val gewees. En daar's onder andere 'n Suid-Afrikaner ergens in een van die rapids onder die water en hy het nooit uitgekom nie, letterlik. Omdat dit so leeg was. En die eerste dag het ons gejoke en ons het mekaar afgegooi en ons het gekyk of ons die vlot kan omgooi. Totdat ons op 'n stadium binne in 'n rapid op 'n rots vasgeloop het. En ek onthou nog, toe ek uiteindelik, ek weet nie hoeveel meter later opkom met 'n life jacket aan, jy kom net nie op nie, jy het geen beheer nie, en ek so terugkyk toe, staan Thomas nog op die boot, en hy dog, jy surf, en dis op 'n sekere plek, dan maak jy rapid so dat jy kan surf. En toe ons nou klaar is, toe hoor ons van die ou, en ewe skielik verander jou opinie van water, want jy besef, as jy in die water is, het jy geen mag nie. Vriende, vir baie mense, en vir ons voel dit baie keer, soos in 'n rapid, of in 'n see wat baie rof is. Dis die een terugslag op die ander. Jy dink net jou kop is bo water, dan kom die volgende brander en hy gooi jou om. En as jy net so wil asemhaal, dan kom die volgende brander. Nou wonder 'n mens, wanneer gaan dit ophou? Dan sê Psalm 93 vers 4, maar hoog bo die geraas van baie waters, hoog bo die golwe van die see, troon die Here in sy koninklike mag. Hy wat heers, hy is almagtig. Ja, ons is bang, ons omstandighede kry ons onder, partykeer voel dit vir ons te veel, maar die Here in wie ons glo, verloor die beheer nie. Hy is die koning, hy is magtig, hy weet wat hy doen. Ek wil dat ons net nou 'n liedjie luister, maar ek wil die woorde nou al 'n deel van die liedjie vir julle wys. Dis 'n liedjie van Zach Williams en Dolly Parton, en die liedjie se naam was There Was Jesus. So, hy begin so, every time, en luister mooi na die woorde, want dis hoe ons lewens baie keer voel. Every time I try to make it on my own, so ek op my eie wil leef, every time I try to stand and start to fall, die golwe my weerslaan, and all those lonely roads that I have travelled on, op almal van hulle was Jesus.
And when the life I built came crashing to the ground, van ons weet hoe dit voel. When the friends I had were nowhere to be found, because alleen my vriende los my. I couldn't see it then, but I can see it now. Baie keer is dit na die tyd eers wat ons dit sien. Jesus was die hele tyd daar. In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, wherever I've been and where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, there was Jesus. Dis wie Jesus is. Hy los ons nie. Hy laat ons nie alleen nie. En dis iets wat hierdie Psalm vir ons wil leer. Al voel dit vir ons gaan dit nie maak nie. Al voel ons oorweldig deur ons omstandighede, is ons Here hoog bo alles, onaangeraak in beheer. En troon hy met sy koninklike mag, bo die natuur, maar ook bo elke aardse mag en krag of vergeerder. Hemelvaart herinner ons dat ons 'n toekoms het, 'n môre het, 'n hoop het, wat niks en niemand van ons kan wegvat. Vriende, al voel dit nie vir ons so nie. Al as jy op hierdie stadium in jou lewe op 'n plek waar dit vir jou voel, dis nie waar nie, is God nog steeds volkome in beheer. Bly hy betroubaar, is hy koning, en is hy die een in wie ons kan bly glo, en bly hy jou Here. En as ons in hom glo, hoef ons nie bang te wees nie, want hy sorg vir ons. Hy luister na ons gebede, dis wat hierdie Psalm vir ons leer. En in Jesus wat mens kom word, het hierdie Psalm eintlik 'n bietjie meer betekenis nog gekry, want Jesus kom wys dat hy voor niemand uitgelewer is nie. Selfs in sy dood kies hy eintlik wanneer hy sterf. Hy maak storm stil, hy maak siekes gesond, en op die ou en breek hy selfs die mag van die dood. Maar hierdie Psalm herinner ons ook nog so een dingetjie wat baie belangrik is. Ek gaan nie te lank daaroor praat nie. Hy sê, u bepalings is baie betroubaar, vir u huis is heiligheid gepas, Here, tot in lengte van dae. As ons verstaan wie Jesus is, as ons verstaan wat hy vir ons kom doen het, as ons verstaan hy sit langs die Vader en hy heers, dan is ons harte gevul met dankbaarheid en dan wil ons doen wat hy van ons vra. Sal ons harte begeerte wees om aan hom gehoorsaam te wees. En behoort sy heerskappy 'n invloed in ons lewens te wees, sodat ander iets van sy heiligheid in ons kan sien, want hierdie is nie sy huis nie, ek en jy is sy huis. Ons liggame, ons is die tempel van die Here. So vriende, soms is ons baie bang oor die toekoms. Onthou Jesus is Heer. Party is ons baie onseker oor die toekoms en is ons gespanne en vreesagtig. Veral vir ons land. Dan moet ons onthou, Jesus is Heer. Soms wil ons nie doen wat hy vra nie. Soms kies ons of ons gehoorsaam gaan wees of nie. Ek sou nog 'n preek daaroor wil maak. Ek het vanoggend 'n ding gelees daaroor as 5 vlakke van gehoorsaamheid. En ons sukkel om verby, ek dink die eerste 2 te kom van waar ek, as die Here sekere goed doen, sal ek, waar ons kies wat ons wil. Dis mos so, ons lees die Bybel en hierdie wil ek ernstig vat, ek hoor 'n preek, nee, daai is nie vir my van toepassing nie. Ons kies. Maar as ons verstaan wie Jesus is, of ons eie koppe wil volg, dan moet ons vir onsself sê, Jesus is die Here, eendag gaan ek voor hom verskyn. En ons Here wat langs die Vader sit en heers, is die koning van alle konings. Hy heers, hy is in beheer, en dit is 'n ongelooflike voorreg om te kan bely dat hy ons Here is. Ek wil dat ons die lied luister, en ek het nou om so gesoek op die internet, dat jy die woorde kan volg. Ek self sukkel nog op 'n baie keer as 'n ou en sing om lekker te verstaan, maar let op die woorde en die wonder van die woorde van hierdie liedjie.
as ons saam luister. There was Jesus. Every time I try to make it on my own, every time I try to stay, start to fall. And all the lonely roads that I've traveled, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when the friends I had nowhere to be found, I couldn't see them, but I could see them now. Well, there was Jesus. In the way, in the searching, in the healing, right blessing, Mary, the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been, where I'm going, even when I know I couldn't see it, there was Jesus. So this man, he made forgiveness and price I would pay. Here, dankie dat ons kan weet, U is altyd by ons. Here, dankie dat ons ook weet dat daar 'n dag gaan kom, wanneer U terug gaan kom. Ons gaan kom haal, en ons dan vir ewig by U kan wees. Dankie Here dat niks en niemand dit vir ons kan wegneem. Mag ons vanaand, môre, elke dag, Here, leef in die oorwinning, in die wete van die oorwinning, dat ons kan weet ons is koningskinders, wie se toekoms vas en seker is. Dankie daarvoor. Dankie dat ons met opgewondenheid kan uitsien na daai dag. Wil ons saam met Openbaring uitroep, kom Here Jesus, kom gou. Amen.